Jy weet, eenvoudige beenbreek of selfs net 'n harde stamp. Meestal is dit oukei, dit genees, maar soms gebeur iets anders. 'n Stille noodgeval wat diep binne jou spiere begin broei. Vandag gaan ons kyk na presies dit, kompartementsindroom, 'n toestand waar tyd, letterlik, die verskil is tussen volkome herstel en 'n gevolg wat jou lewe kan verander. So, hoe kan 'n doodgewone besering, iets wat met enigeen van ons kan gebeur, skielik 'n krisis word wat jou arm of been kan kos? Ek weet, dit klink super dramaties, maar die antwoord is eintlik verrassend eenvoudig. Dit kom alles neer op een woord: druk. 'n Gevaarlike en onstuitbare opbou van druk. Goed, kom ons spring weg. Die heel eerste ding wat jy moet verstaan is hoekom ons dit 'n verborge noodgeval noem. Dis nie 'n virus nie, dis nie 'n infeksie wat jy opdoen nie. Nee, dis 'n suiwer meganiese probleem. 'n Situasie waar jou liggaam se eie struktuur, die ding wat jou moet beskerm, eintlik die vyand word. En alles draai om daai een ding: druk. Okay, so hier's die kern van die saak, in 'n neutedop. Kompartementsindroom is 'n chirurgiese noodgeval. Punt. Wat gebeur is die druk binne in 'n spiergroep bou op en op en op totdat dit letterlik die bloedvloei afknyp. En daai bloedvloei is mos die weefsel se lewenslyn. Sonder bloed is daar geen suurstof nie. En die risiko? Wel, dis nogal skrikwekkend. Permanente skade of ja, selfs die verlies van jou arm of been. So wat is dit wat hierdie gevaarlike tekenreaksie kan afskop? Wel, frakture is die groot een, veral in die onderbeen of jou voorarm. Maar dis nie al nie. Dit kan ook gebeur na 'n pletbesering, dink aan iets swaar wat op jou val, of enige ander ernstige trauma. Selfs as 'n ledemaat net te lank in een posisie vasgepen is, byvoorbeeld tydens 'n lang operasie. Eintlik, enige iets wat erge swelling binne in die spier veroorsaak, kan die sneller wees. En dit bring ons by die hoe. Hoe gebeur dit alles? Ek hou daarvan om te dink aan die drukpot-effek. Dis regtig die beste manier om te verstaan hoe 'n normale gesonde liggaamsreaksie, swelling, in iets so vernietigend kan verander. Kyk, dit alles gebeur binne in iets wat dokters 'n onbuigsame fasciale omhulsel noem. 'n Mondvol, ek weet. Maar dink basies daaraan soos 'n supersterk, onelastiese sak wat jou spiergroepe styf bymekaar hou. Meestal is hierdie omhulsel se krag 'n goeie ding. Dit hou alles in plek. Maar wanneer dinge skeefloop, word daai einste krag 'n massiewe deel van die probleem. So stap 1, die besering. Of dit nou 'n breuk of 'n stamp is, dit veroorsaak bloeding en swelling. Dokters noem dit edeem. Nou, al daai ekstra vloeistof moet iewers heen gaan, reg? Maar onthou daai sterk onelastiese sak. Wel, die vloeistof het nêrens om heen te gaan nie. Dit begin eenvoudig die volume binne in daai sak opstoot. Nou ja, wat gebeur as jy meer en meer vloeistof in 'n houerpomp wat nie kan rek nie? Presies, die druk skiet die hoogte in en dis stap 2. Hierdie interne druk, die IKD, begin die fyn, delikate bloedvaatjies binne in die spier platdruk. So die bloed sukkel al hoe meer om deur te kom. En dan, stap 3. Dis die krisispunt. Die druk word so ongelooflik hoog dat dit daai bloedvate heeltemal platdruk. Hulle stort ineen. En dan stop die bloedvloei. Heeltemal. Geen suurstofryke bloed kan meer inkom nie. En die gevolg? Die spiere en die senuwees begin letterlik versmoor. Hulle begin sterf. Sjoe, dit bring ons by seker die grootste uitdaging van alles. Hoe diagnoseer jy hierdie onsigbare vyand binne in die liggaam? Dis 'n absolute wedloop teen tyd, want die tekens is dikwels so subtiel. Jy kan dit maklik miskyk. Maar die skade wat intussen aangerig word, dis onomkeerbaar. OK, die nommer 1 rooi vlag wat moet opgaan is pyn. Maar luister mooi, dis nie sommer enige pyn nie. Dis 'n diep, brandende, intense pyn wat heeltemal buite verhouding is met die besering. Dis die tipe pyn wat nie weggaan nie, selfs met sterk pynmedikasie. Ander kritiese leidrade, gevoelloosheid of daai pins en needles gevoel, en die ledemaat wat styf en hard soos 'n drom voel as jy daaraan raak. Maar hier is die skokkende deel, regtig. As 'n dokter net op daardie fisiese tekens moet staatmaak, is die kans dat hulle dit korrek gaan diagnoseer skokkend laag. Ons praat van tussen 13 en 19%. Dink gou daaroor. Dit beteken in meer as 80% van gevalle kan hierdie diagnose heeltemal gemis word as jy net op simptome afgaan. Dis 'n skrikwekkende statistiek. En dis presies hoekom, as daar enige twyfel is, daar net een manier is om seker te maak. Jy moet die druk direk meet. Hulle gebruik 'n spesiale naald gekoppel aan 'n drukmeter en steek dit direk in die spierkompartement in. 'n Normale druk is so onder 10 tot 12 mm kwik. Enigiets hoër as dit, dan begin al die alarmklokke op een slag lui.
Goed, so die diagnose is gemaak, die druk is te hoog. Wat nou? Dit bring ons by die behandeling. En wanneer daai druk kritiek is daar net een, en ek bedoel een, uitweg. Ja, dis dramaties en is ingrypend, maar dis absoluut ononderhandelbaar noodsaaklik. Daardie oplossing, dis 'n noodoperasie en die naam daarvan is 'n fasiotomie. Daar is geen pil wat jy kan drink nie, geen salf wat jy kan smeer nie, geen ander touerbehandeling nie. Die enigste manier is om daai druk chirurgies en onmiddellik vry te stel. So, hoe werk dit? Wel, kom ons vat die onderbeen as 'n voorbeeld. 'n Chirurg sal tipies 'n sogenaamde dubbel-insnyding tegniek gebruik. Hulle maak een lang sny aan die buitekant van die been om die eerste 2 kompartemente oop te maak en dan nog 'n lang sny aan die binnekant vir die ander 2. Die doel is doeteenvoudig. Sny daai onbuigsame sak oop sodat die geswelde spier letterlik kan, uitswel. Dit kan asemhaal en die druk word onmiddellik verlaag. En dit bring ons by die laaste, en ek dink die allerbelangrikste punt van vandag. Die gevolge van tyd. Want jy sien, in hierdie spesifieke situasie is tyd nie net geld nie. Tyd is weefsel. Tyd is funksie. En ja, tyd is soms die ledemaat self. Kyk net na hierdie syfers. Hulle vertel die hele storie. As die operasie binne 12 uur gedoen word, is die komplikasiekoers lekker laag, onder 5%. Maar as daar langer as 12 uur gewag word, dan skiet daai koers op na 'n verbuisterende 54%. Dis meer as 'n 10-voudige toename. Die boodskap kan nie duideliker wees nie. Tyd is absoluut alles. En wat gebeur as die vertraging nog langer is? Wel, 'n ouer maar baie belangrike studie het dit onomwonde gestel en hierdie woorde sal jou bybly. 'n Vertraging van meer as 36 uur lei byna sonder uitsondering tot amputasie. Dis nie meer 'n dalk of 'n moontlikheid nie, dis 'n sekerheid. Dit is die brutale realiteit. En selfs al word 'n amputasie vermy, is die gevolge van 'n laat-diagnose absoluut verwoestend. Daar's 'n toestand genaamd Volkmannse kontraktuur. Wat hier gebeur, is die dooie spiere en senuwees word vervang met harde, taai littekenweefsel. En daai weefsel trek die hand of voet in 'n permanent gekromde, heeltemal nuttelose posisie. Dis 'n lewenslange sigbare herinnering aan wat gebeur as tyd uitloop. So, op die ou end van die dag, wat is jou beste verdediging hierteen? Dis bewusheid. Dis om te weet wat dit is. Of jy nou op die sportveld is of net 'n ongelukkige geval by die huis het, die gevaar van kompartementsindroom skuil altyd iewers in die agtergrond. En dit bring ons by die heel laaste vraag, die een wat regtig saak maak. Nou dat jy die gevaar ken, nou dat jy weet waarna om te kyk, sou jy die tekens betyds kon herken.